Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here en wat 'n besondere geleentheid gee die Here ons net nie, wanneer ons so rondom sy woord kan stil word nie. Ja, dit is 'n uitdagende tyd waarin ons onsself bevind, maar ook 'n kosbare tyd waar ons as kinders van die Here 'n sout van die aarde kan wees en lig van die wêreld. Nou, ons is besig met hierdie baie besondere reeks van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel, en ek dink so aan Halleluja lied 330, en ek wil vir u graag 2 verse daaruit lees. Ek sien hier in my Halleluja boekie het ek die 4de Augustus 2022 hier gemerk, waar ook maar deur baie stryd gegaan het. En ek wil net vir u lees 2 verse uit hierdie baie besondere Halleluja lied, wat so van toepassing is op ons reeksie boodskappe. Daar staan: Heer in die hemel, leidsman van my lewe, ek wil u vertrou op heel my lewenspad. Aan u gewys sal wees my ganse strewe, ook maak my trou aan u, my hoogste skat. Jesus, my heiland, wil my behoed, bly my naby en skenk my die ewige goed. En dan vers 3 is so kosbaar: Heer in die hemel, ek verlang na vrede, wat ek op aarde sonder u nie vind. Daarom kom ek tot u in my gebede, skenk sielevrede tog aan my, u kind. Jesus, my heiland, let op my smart, bring soete vrede in my onrustige hart. Ek het vir u gesê, vriende, dat sonde bring onvrede. Daarom hierdie reeksie, dat ons moet sterwe aan onsself, sodat Christus gestalte in ons kan kry, en dit bring ware vrede vir my en jou siel. Nou, ons het al klomp dinge hanteer in hierdie 15 boodskappe, en ek wil vir u vra dat u so 'n bietjie tyd sal neem om te pyns oor hierdie gedagtes wat ons reeds hanteer het. En vanmôre gaan ons dan ook verder kyk na wat die Here vir ons in sy woord wil kom leer. Nou, vriende, ons het al reeds gekyk na die gedagte van dinge wat ons moet aflê in ons lewe. U sal onthou ons het daarby stil gestaan en vir u gesê, die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons moet aflê toorn, want toorn loop gewoonlik uit op woede. En woede bring soveel skade aan my getuienis, aan my vrymoedigheid teenoor God en ander, en al die gepaardgaande dinge wat ons al reeds vir u genoem het. Nou, net so 'n bietjie om 'n onduidelikheid uit die weg te ruim. Ek het vir u gesê dat daar is so iets soos geoorloofde toorn, maar nooit geoorloofde woede nie. En ons het dit uit die woord van die Here gesien met die Here Jesus wat toornig geword het, toe hy daardie man met die verdorde hand gesond gemaak het en die fariseërs eintlik hom met minagting dan aangegluur het. Hulle sou eerder dat hierdie man siek uit die sinagoge gestap het, as dat Jesus hom gesond sou gemaak het. Ek het vir u gesê, die apostel Paulus wat by Athene was, en toe hy al daardie afgodsbeelde sien, het hy opstandig geword in sy hart. Maar het ek vir u baie duidelik gewaarsku dat ons altyd 'n goeie balans moet handhaaf, want toorn wat uitloop op woede kan soveel skade in ons lewens bring as ons nie deur die Gees van God gelei word en met die wysheid van God gevul is nie. Ek het vir u gesê dat ek soms toornig raak wanneer ek hierdie televisiepredikers sien wat lieg vir mense en vir hulle gesondheid en rykdom en welvaart beloof, en hulle weet vir hulle siele dat hulle leuns aan mense vertel. Dit bring opstandigheid in jou hart. Dit kan soms oorgaan, vriende, dat jy half woedend raak, en wat moet jy doen? Ek het vir u gesê, ek waarsku die kudde teen hierdie mense, en dan bid ek vir die redding van hulle siele. Ek wil net so ietsie verder sê rondom hierdie saak, en miskien net om hierdie saak vas te maak in u hart, gaan ek vanmôre 'n bietjie verder praat oor die gedagte van toorn en woede. Nou, vriende, as toorn en woede gedryf word deur selfsug, bring dit altyd hartseer gevolge. Daarom het ek vir u gesê om daardie wonderlike balans te probeer kry, soos die Here Jesus en soos die apostel Paulus dit gehad het. Ek het vir u gesê, toorn en woede mag nooit weens eie belang wees, of dat ek myself wil verdedig of my eie saak wil bevorder, en dan amper soos die spreekwoord sê, oor die hendel spring en vir mense dinge sê en eintlik op 'n manier optree wat God nie verheerlik. Ek wil vir u die waarskuwing lees wat in Jakobus 4 vers 1 opgeteken is. Hy sê, waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naïwerig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Hierdie gedagte van die apostel Jakobus is baie duidelik, vriende, dat ons harte altyd moet ondersoek. Moet nooit jou hart onderskat nie. Daarom vlug eerder van toorn en van woede, veral wanneer dit kom by mense of by sake waarin jy 'n belang het,
of waar mense jou miskien te nakom of waar jy voel, jy wil vergeld. Wanneer jy met toorn of woede miskien in jou lewe sit, sorg altyd dat dit geoorloof is in die sin dat jy opstandig raak oor die skade en skande wat dit aan die naam van die Here bring. En wanneer jy reageer, doen dit op 'n liefdevolle, sagmoedige en lankmoedige manier. Want toorn wat gekoester word in die hart, wat uitloop op woede, wat uitloop op sonde, is nooit iets wat die Here vir ons aanbeveel het nie. Ek lees vir 1 of 2 verse. Spreuke 14 vers 29 sê, die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid. Met ander woorde, die een wat toorn huisves, wat oorloop in woede, is altyd iemand wat sotheid begaan. Dink maar aan Bybelse voorbeelde. Hoeveel van die profete in die Ou Testament waarsku dan ook oor die gedagte, gaan lees die boek van Spreuke, waar die wyse Salomo dikwels waarsku teen hierdie ding van kortgebondenheid, toorn, woede, om opstandig te raak in jou hart, en dan dinge te doen, en onverantwoordelik op te tree, en skade en skande te bring op die naam van die Here. Prediker 7 vers 9 sê, wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaase. Ek het 'n redelike vinnige geaardheid, vriende, en ek moet vir u sê, in die jare wat ek die Here dien, moes die Here my kom tem het. Soos 'n mens wil 'n perd inbreek, moes die Here my kom inbreek het. Want ek het dikwels sotheid begaan in die dinge hoe ek vinnig opgetree het, en dikwels moes ek terugkyk en sê, maar luister, Gerard, was dit nie vir jou eie belang wat jy op hierdie en op daardie manier opgetree het nie? Daarom het die woord vir my al so baie beteken, en die Here eintlik my hart al soveel rustigheid kom gee, want u sien, baie keer sê ons, maar ek hoereer nie, en ek is nie 'n homoseksueel nie, en ek steel nie, en ek pleeg nie bedrog nie. Maar wanneer ek eerlik voor die Here is, toorn en woede dikwels die vernietigende sondes in my lewe. Daarom sê Jesaja 28 vers 16, dat hy wat glo sal nie haastig wees nie. Ek gaan nie haastig wees in my woorde nie, ek gaan nie haastig wees in my dade nie, ek gaan nie haastig wees in my optrede nie. Soos Paulus sê, lê af, trek uit toorn en trek uit woede. Dan wil hy vir ons kom sê, sorg dat jou hart onder beheer van die Heilige Gees is. Dat jou hart in alle tye onder beheer is van God se Gees, sodat jy deur die bril van die Here sal kyk na jou situasie, na die omstandighede, jou eie bedrieglike hart sal ondersoek en dan dienooreenkomstig sal optree. Wanneer jy sien dat mense die naam van die Here belaster, of wanneer mense skade doen aan die naam van die Here of die saak van die Here, dan wil ek jou vra om met die wysheid van die Here ferm op te tree, maar altyd seker te maak dat jy nie nou optree in eie belang en jou stem wil laat hoor en jou self wil laat geld nie, maar dat die waarheid van die woord altyd deurkom en dat mense nadat jy met hulle gepraat het, nie sal hoor hoe jy hulle uitgetrap het nie, maar hoe jy hulle begelei het in die waarheid van God se woord. Hoe jy met die regte gesindheid en met die gees van Christus, met sagmoedigheid en selfbeheersing die Here verheerlik het. Ag vriende, dit is belangrik dat ons hierdie waarhede sal raak sien, want dit is vernietigende sondes in die lewe van die kind van die Here. Ons gaan bietjie môre stil staan by die gedagte dat ons moet boosheid aflê en ons gaan bietjie kyk na wat dit beteken. Ek wil net afsluit deur vir u te sê, kom u en ek buig voor die Here en sê, Here, hier is my lewe. Sal u Gees dan ook deur die woord my hart ondersoek, vir my wys wie ek is. Wys vir my hoe my optrede ander beïnvloed. Wys vir my wat 'n skade en skande ek aan u naam en u saak bring, en Here, is dit nie miskien die rede waarom my geliefdes vir my bang is nie, omdat ek toorn en woede in my lewe huisves. Help my Here om die balans te handhaaf, dat ek op 'n regmatige manier onder beheer van die Gees toorn en woede sal tentoonstel, wat nooit sal uitloop op sonde nie. En as ek sondig daardeur, dat ek altyd vergifnis sal vra. Onthou wat ek vir u gesê het, dat toorn is geregverdig, maar nooit woede nie. Want as toorn uitloop in woede, dan is dit altyd sondig van aard. Daarom, Here, gee my wysheid om die onderskeid te tref. En ek wil vir u sê, vriende, dis baie keer 'n baie dun lyn. En daarom sê die Bybel, onderwerp julle aan die Here. Weerstaan die duiwel dat hy van julle wegvlug. Dink 2 keer voor jy antwoord. Maak seker dat jou woorde met sout besprinkel is. Maak seker dat jou woorde God sal verheerlik. Want dit en dit alleen kan toorn in ons lewe regverdig. Onthou, woede sal altyd sonde teweegbring. Daarom vlug weg van woede. Vlug weg van hierdie boosheid
wat lewens vernietig en verongeluk. Mag die Here ons genade gee om hierdie balans te handhaaf en God sodoende te verheerlik. Mooi en geseënde dag vir u. Mag die Here ons met wysheid bekragtig en onthou hierdie pragtige haleluja lied wat ons hanteer het. Wat sê, skenk sielvrede tog aan my, u kind. Jesus my heiland, let op my smart, bring soete vrede in my onrustige hart. Sonde bring onrus, God se vrede is my deel wanneer ek vergifnis vra en versigtig is in my lewe om die Here nie ek wil amper sê teleer te stel deur dit wat ek doen en wat ek sê en hoe ek optree nie. Mag die Here ons seën met wysheid en mag hy ons lei in die waarheid van sy woord. Mooi dag vir u verder, tada.